Ek weet een ding, en dit is dat natuurlike gesondheid gaan al hoe meer belangrik en al hoe groter word in die toekoms. Julle moet nou my lied hoor, want die medikasie word al hoe duurder, al hoe meer toksies en al hoe meer verslawend. En medikasie is nie bedoel om jou gesond te maak nie. Medikasie is bedoel om jou simptome te onderdruk, sodat jy altyd in die geldmaakmodel kan inkom. Nou, dis nie dat natuurlike gesondheid hier dit nie vir jou sê, jy moet ook aanhou om natuurlike produkte te gebruik nie. Maar hierdie maak jou ten minste gesond. Hierdie is ten minste vir jou en jou gesin veilig. Ek weet nou nie wie van julle almal Christene is nie en weet 'n probleem met hierdie ding nie, maar vanmôre in my persoonlike stilte tyd het ek 'n baie kragtige ding gelees en dit is daar in Lukas 11. En dit gaan oor die opskrif sê Jesus dryf die duiwel uit en Beelzebul word daar genoem. Nou, toe Christus die duiwel uitdryf uit 'n mens uit, toe sê die mense vir hom, maar jy moet van die bose beset wees om 'n bose te kan uitdring. Hulle sê dit. En hulle sê 'n tweede teken. Hulle sê, wys vir ons dat jy die seun is en maak 'n wonderwerk van soorte hierso. En hierdie word 'n kragtige antwoord. En Christus skryf, of hy sê daar, toe ek die vinger van God gebruik het, om die boosheid uit te dryf, die vinger van God, om die duiwel uit te dryf. Julle sit vandag hier. Hierdie is 'n vinger. Hierdie vinger wys na julle. Ek sê nie jy's 'n duiwel nie, maar wat ek wel vir jou sê, is dat binne in jou liggaam is daar siekte toestande wat eintlik boos is. Dis die boosheid. Dis wat hierdie vinger moet doen. Hierdie vinger kan net vir jou help as jy met die waarheid deel, die waarheid oor kosse, die waarheid oor 'n leefstyl, die waarheid oor produkte. Jy kan net gesond word as jy die waarheid van jouself aanvaar. Want as jy dit nie aanvaar nie, dan lewe daar kwaad in jou. En kwaad kan 'n mens seker maar 'n gelykaantekeningetjie sê aan die boosheid en aan wat jy ook al wil. Maar siekte is nooit so bedoel nie. Siekte is boos. Siekte is kwaad. En soos wat ek nou oor die tyd en julle almal probeer verduidelik het, ons eet onsself siek. Ons drink onsself siek. Ons doen dinge onsself siek omdat ons nie kennis het nie. Nie kennis het van wat ons in hierdie handjie sit en in hierdie mondjie sit en in ons lywe sit nie. Ons bevraagteken dit nie. Ons vra nie vrae oor nie. Iemand het gesê, hulle het gesê, dis goed vir jou. Hulle. Wie is hulle? Waar is hulle se bewyse? Waar is hulle rede? Waar is hulle se liefde en omgee oor wat in jou liggaam aangaan? Waar is dit? Waar is die bewyse dat dit wat hulle vir jou sê, vir jou iets moet beteken, wat vir jou moet sê, miskien moet ek hierdie ding oorweeg, miskien moet ek dit en dat doen. Want die een ding wat ek vandag by jou moet regkry,
is dat jy my moet betwyfel, nie net glo nie, my moet betwyfel. Wat ek sê, en jy moet jou eie huiswerk gaan doen, sodat jy die beste vir jouself kan doen. Hulle gee nie vir jou om nie. Hulle sien jou geld, jou gesondheid as 'n geleentheid om geld te maak. Hulle. Maar ek weet nie wie's hulle nie. Of die mense sê, wat is die waarheid? Wat is die waarheid oor jou gesondheid? Wat is die waarheid? Wat is die waarheid van die kos en die produkte wat ons eet? Wat is die gevolge? Wie dra die gevolge? Jy. Jy. En as jy nie met die waarheid werk nie, gaan die waarheid en valsheid gaan jou inhaal, hy gaan vir jou vang. So die eerste ding wat jy vandag moet onthou, is wat is die waarheid? En jy moet eienaarskap neem van die waarheid. Jy moet vir jouself sê, wat is die waarheid? En jy moet vir jouself die vraag afvra, wat is die waarheid oor die produkte wat ek koop en gebruik? Maar daar's 'n ander realiteit. Wat is die waarheid oor jou gesondheid? Wat is die waarheid? Want as jy die waarheid het, kan jy dit aanspreek en jy kan jouself gesond maak. Jy kan net met die waarheid gesond maak. En die toetse wat hulle vandag neem, die bloedtoetse en die ander toetse, is rekenaar gegenereerde toetse. Rekenaar gegenereerd. Is net halfpad die waarheid. Is nie die waarheid nie. Halwe waarheid is nie die waarheid nie. Wat is die volle waarheid? As jy die volle waarheid het, kan jy ouderdom keer, kan jy beter slaap, kan jy hartlywigheid aanspreek, kan jy veroudering keer, kan jy jou velprobleme aanspreek, kan jy jou haarverlies aanspreek, kan jy erektiele disfunksie aanspreek, kan jy natuurlike gesondheid aanspreek. Net met die waarheid. Ken julle 'n plek vandag, iemand in die gesondheidsbedryf wat vir jou koud, onvoorwaardelik die waarheid van jouself sal vertel? Ken jy iemand? Want as jy iemand geken het, dan was jy lankal nie nodig gehad om hiernatoe te kom nie, dan was jy in beheer van jouself. Maar jy sit hier omdat jy bekommerd is oor iets. Jy sit hier omdat jy weet iets, maar jy weet nie wat is dit wat jy weet nie. Jy weet dat jy gifstowwe inkry. Jy weet dit. Kyk na die skrywe wat ek die afgelope week gedoen het oor groente. Ek het julle almal geskok. Groente. Groente. Van alle dinge. Maar die Bybel praat in Levitikus van groente. En die Here het dit gegee. Die groente wat vandag op hierdie aarde geplant word, het die mens mee gaan God speel en dit verander. Dis nie dit wat ons ooit gehad het in die Bybel nie. Is 'n totaal ander produk. Is 'n totaal ander produk. Mense was geskok, kyk hoe hulle gereageer. Ag nee, jou kop raas nou. Groente kan nie toksies wees nie. Die feite is, die veranderde produk wat ons vandag kry, is vol oksalate. Dis waarom jy nierstene kry. Dis waarom jy ook erektiele disfunksie kry. Dis waarom jy ook bedonbevoegdheid kry. Ek gaan vir jou al hierdie goed verduidelik.
Want daai oksalate, in eenvoudige term, hou kalsium vas in jou liggaam. Kalsium. Hoe meer groente jy eet, hoe meer kalsium absorbeer jy. Kalsium is wat hulle vir jou valslik sê, wat jou bene sterk maak. Dames en here, daar is 13 kritiese minerale wat jou bene moet sterk maak, waaronder boron en onder andere magnesium en kollageen. Baie belangriker is kalsium. Maar hulle vertel vir jou dis kalsium. Hierdie is die probleem. Die produkte wat hulle vandag vir jou gee om te eet. Almal van julle het al op TV gesien hoe loop die rioolwater hier af in Hartbeespoortdam en hier in die Krokodilrivier af. Waar word die meeste van ons groente geproduseer? Hier in die Bosveld. Uit hierdie rioolwater uit. Julle weet van die riviere, die rioolwerke wat ineengestort het. Julle weet ook van die fabrieke wat skelm hulle water met hulle afval in daai riviere afloop. Dis waarom die biodiversiteit in die biolewe daar gevrek het. Sien julle al hierdie vrouens hier? Een of ander tyd, en almal wat jy buitekant gaan sien, een of ander tyd, is hulle op 'n hormoonpil. Jy kan alles uit water uithaal, jy kan water doodmaak. Jy kan nie hormone uit water uithaal nie. Dis waarmee julle kos kook, dis waarmee julle groente afwas, julle vleis afwas en dis wat julle drink. Dis wat julle vir julle klein kindertjies gee. Hulle moet water drink. Daar's hoeveel medikasie in hierdie water. Daar's hoeveel riool in hierdie water. Daar's hoeveel hormone in daai water. Daar's hoeveel gifstowwe in daai water. Dis die besproeiingswater wat hulle op die groente sit. Daai water. Wat maak die groente met daai minerale? Absorbeer dit op. Kry neerslag in hulle. En dan word daai groente met KAN en NPK kunsmis versorg, sodat hy bosse kan maak. En hy met vervoer kan dra, en hy met lank kan lewe. En hy met vinnig groei, want die mark het hom nodig, en dan verwater jy die minerale inhoud binne in daai produk. Dan spuit hulle dit ook nog met glifosfaat. En hierdie glifosfaat maak alles in die grond dood, en hy verhoed dat magnesium opgeneem word. Hoor nou mooi vandag. Jy wat hier voor my sit, is 'n bio-elektriese kragopwerker. Dis wie jy is. Hoekom klop jou hart? Hoekom knip jou oë? Hoekom maak jou hande so? Hoekom slaap jy? Hoekom beweeg jou spiere? Oor een enkele mineraal. En sy naam is magnesium. Almal van julle wat hier so sit vandag, het 'n magnesium tekort. Almal van julle. Magnesium werk nie net met die 2571 ensieme wat in die liggaam werksaam moet wees nie. Hy werk met 300 ensimatiese prosesse. Die feit dat jy jou oë knip, die feit dat jy slaap, die feit dat jy kan piepie, die feit dat jy kan eet, die feit dat jy kan dink, die feit dat jou hart klop, het alles te doen met een enkele mineraal se rol. En dis magnesium, en ek gaan dit vir jou verduidelik. Binne in jou hart is daar 4 kamers. In die een kamer is daar 'n sinusknoop, en in die ander kamer is daar ook 'n sinusknoop, so 'n klein pysietjie.
Hoekom klop jou hart? Ek het jou gesê, jy is 'n bio-elektriese eenheid. Hoekom klop jou hart? Want die kalsium wat jy op hoeveel maniere inneem, wat met water meng, as hy aan hierdie sinusknoop in jou hart raak, die eerste enetjie, kalsium en water, dan maak hy so, zoep. Hy gryp die hart vas, en wanneer die hart so maak, dan beteken dit die bloed wat in die hart is, moet in die ander kamer uitgedruk word. Maar nou het jy 'n tweede sinusknoop, en daai sinusknoop werk weer met magnesium en water. En wanneer magnesium en water in daai bio-elektriese sinusknoop raak, dan maak hy weer alles oop. So, jy het kalsium nodig, en jy het magnesium nodig vir jou hart om te klop, om so te maak. So vir elke spier, elke oogknip, elke gedagte wat jy doen, het magnesium nodig. Min mense het dit al ooit vir jou gesê. Die kosse wat ons vandag eet, die glifosfaat waarmee hulle daai groente en goed spuit, wat doen dit? Maak die magnesium in jou liggaam dood. Jy sal sien, baie mense sê, maar hy het nou hoë bloeddruk. Dames en here, daar bestaan nie so ding soos hoë bloeddruk nie. Daar bestaan 'n ding soos te min magnesium. Want jy het magnesium nodig om die are oop te maak, en as jy nie magnesium het om die are oop te maak nie, dan gryp dit die are vas, daai bloed staan daar, daar's niks wat dit kan laat uitgaan nie, en al die afval, al die metaboliese afval, gaan lê dan in jou are. Nou weet jy hoekom pak jou are saam. Hoekom verkalk jou are? Hoekom het jy cholesterol? Jy het nie cholesterol nie. Jy het metaboliese afval wat in jou are saampak, omdat jou are nie so maak nie. Dis waarom jy cholesterol het. Nou gee hulle vir jou 'n cholesterolpil. Daar's geen navorsing ooit gepubliseer oor die waarde van cholesterol nie. Niks. Daar bestaan nie protokolle eers daarvoor nie. Daar bestaan nie 'n placebo-effek daarvan nie. Jy het hoë bloeddruk. Jou lewer maak al die cholesterol wat jy wil hê. Jou brein het cholesterol nodig. 30 jaar terug, toe was die cholesterol vlakke wat hulle normaal beskou het 300. 300. Toe was dit normaal. Toe ontwikkel hulle per ongeluk 'n statin drug, en toe verlaag hulle die cholesterol, en die wins so ver per jaar op cholesterolpille vir Pfizer is $125 miljard per jaar, net aan statines. Dit terwyl jou lewer dit self vervaardig. Weereens, moenie my glo nie, gaan kyk. As jy op daai goeders is, gooi dit net weg. Moet net nie in die toilet afgooi nie, want dan kom dit in die rioolwater. As jy weer braaivleis maak, en brand jy dit nou daar. In die oomblik moet jy nou baie mooi onthou, as ons praat van bloedvate wat so maak, wat gebeur met die klein fyn aardjies in jou brein, wanneer hulle te min magnesium het? Al jou afval gaan lê in jou brein. Nou weet jy hoekom word jou brein oud. Waar kom onder andere Parkinsons en Alzheimer's en al hierdie breinverwante siektes vandaan? Daar. En ek sal vir julle literatuur wys wat bewys dat daai habitat wat jy dan skep, die absolute ideale habitat is vir breinparasiete, wurms. En by 3000 autopsies, 3000, was ieder en elke een van die mense wat Alzheimer's en Parkinson's gehad het, is gepubliseerde literatuur, wurms in die kop. Wurms in die kop. Dis waar hulle siekte vandaan kom. Niemand
het die oorsprong probeer aanspreek met parasiete nie. Niemand. En julle moet hierdie goed gaan navors, daar's baie literatuur deesdae oor parasiete. En onthou, die een vrou wat daar uit Sandton uitgekom het, sy het een van die mooiste BMW's seker, 'n BMW soos wat Julius Malema het deesdae. Toe stop sy daar, en sy sê vir my, maar sy kan nie wurm sê nie, want sy kom uit Sandton uit, sy eet net uit Woolworths uit. Verstaan? En ons sit daar in die hidrologiekamer, onthou, daar's vrouens, wat, as jy so in klere kyk, is hulle mooi, en hulle is begeerlik, verstaan jy? Jy moet hulle net nie uittrek nie, want dan lyk daai velle so skuurpapier, en verrimpeld en vermaard. Geen man wil langs so verdroogde wurm in 'n bed klim nie, ek kan dit vir julle waarborg. En daai dame, ek sê toe vir haar, okay, sy sien toe in die bloedtoets, maar hier is parasiete. Sy sal dit oorweeg. Ons het dit alles op video. Toe die eerste skote klap, toe kom daai wurms uit. Toe kom dit bolle uit, en dit suig terug, en dit gaan vorentoe, en dit gaan weer agtertoe. Daarna erken sy eers, sy wat uit Woolworths uit eet, en die beste van kos eet, dat sy nooit gesond geword kan word nie. Ek kan nou vir jou sê, ek sal waarskynlik uit daai een slag, want daar was nog agter, seker 2 koppies wurms vol uit die dame uitgehaal het. Waar kom dit vandaan? Kyk waar werk ons mense, kyk waar bly hulle. Gaan kyk na die groepe wurms, ek het 7 van hulle se karakter vir julle beskryf. Gaan kyk. Hierdie mense lewe in daai omstandighede. Hulle kom werk toe. Jy gaan drink by Wimpy lekker koffie. Jy weet nie waar het hulle gevat nie. Kyk na die vliee. Hoeveel wurmeiers dra vliee aan. En as 'n muskiet jou steek, is gepubliseer. 200 wurmeiers per steek. Wat 'n muskiet in jou inlaat as hy op 'n plek uitbroei wat besmet is met wurms, soos wat ons plakkersgebiede is. En baie tipes kom in die lug. Jy asem hulle in. Dis waar hulle vandaan kom. En terwyl ek van asem praat, jy sien ons bly praat van detox, maak die kolon skoon. Julle sien dit. Julle sien die mense se reaksies. Hulle doen nie dit nie. Dit is 'n baie onwaardige proses om te dink dat ek 'n saterdag moet afneem en die toilet beset. Kyk wat skryf hulle op die blad. Gaan kyk hoe oud is daai mense. En dan kyk jy na hulle lywe, dan lyk hulle as hulle hier in die 40 en die vroeë 50 is of hulle diskant 70 is. Want die parasiete in hulle lyf vreet al hulle kos op. Die kos wat die hare moet versorg, die vel, die naels, die bloedvate, die organe. Omdat hy homself nie ontwurm nie. As ek hierdie stuk vat, so hier waar ek nou staan, so meter by 'n meter, dan is hier 1 miljoen mikroorganismes, stof, rook, wurmeiers, mikroplastiek, toksiese stowwe, gifstowwe, wat ek inasem, en omdat ek praat, sluk ek nog baie van hulle in ook. En dis waarom jy maagsuur moet hê, want hierdie goed, die liewe Heer bepaal, is jou eerste linie van verdediging. Jou maagsuur is veronderstel om dit op te vreet. Nee, Rennie is van julle beste vriende wat julle kan kry. Gaviscon, daai man wat daar staan met die spiere,
en so maak. Vat die maagsuur weg. As ek die maagsuur wegvat, gewaarborg, lewe al hierdie ongure organismes in plastisides en gifstowwe hier binne in jou darmkanaal, en dan word dit in jou bloedstroom opgeneem. En wat in jou bloed is in jou brein, en wat in jou brein is in al jou organe. Is so eenvoudig soos dit. Om jouself te detox, om jou maagie skoon te maak, is 'n kritieke prestasie in jou normale gesondheid. Hoekom eenmal 'n maand? Want 'n vrou se siklus is eenmal 'n maand. Waar kom ons mans vandaan? Uit die gereedheid van 'n vrou se siklus eenmal 'n maand. Is in die biologie geskryf. As 'n vrou nie gereed was nie, was sy nie gereed nie, dan kon hulle maar gemaak het wat hulle wil. Ons kom van 'n vrou af. Ons is gebore uit die wese, uit die biologie, uit die wonderlike geskape biologie van 'n vrou. Ons. Julle vrouens is geseën met die feit dat jy lewe binne in jou kan ontwikkel en vorm en versorg daarna. 'n Man kan nie. Biologies is julle vroue ons myle ver voor. En moenie dink ons is so slim nie, want hierdie brein van ons kom ook uit die breinontwikkeling van 'n vrou. Dis dit. En jy kan maar stry as jy wil. So ons vandaan kom. Uit die breinontwikkeling en die emosies en die hartklop van 'n vrou. Die vrou dra 'n baie pertinente rol, nie net tydens ons vorming nie, nie net tydens ons geboorte nie, maar deur die lewe. Want vandag sit julle as 'n, ek hoop, 'n gelyke vennoot in 'n huwelik of in 'n verhouding, waar die waardes van jou vrou wees, oor wat gesondheid is en wat binne in die biologie van mens en dier aangaan, die enigste rede is waarom ons kan voortbestaan, suksesvol kan wees, gelukkig kan wees en gesond kan wees, oor die kennis wat 'n vrou het. Die kennis wat 'n vrou het oor haar biologie, en oor die biologie, en wat sy kies om op 'n tafel te sit. 'n Vrou. En as 'n vrou nie daai waardes het nie, dan smile jy, jy's ordentlik, en dan maak jy soos wat die Bybel sê, jy vee jou voete van daai dorp af en jy hol. Jy bly weg. Want daai een gaan vir jou siek maak, sonder dat sy weet. Julle is geseënd. Julle is absoluut geseënd. Mag ek teruggaan na die vinger toe? Julle is die vinger van gesondheid. Julle vinger weer boosheid en kwaad uit 'n mens se liggaam uit. Maar hierdie vinger moet geseënd wees met kennis, met die wil om dit te wil doen, met die persoonlike onderneming, dat ek my gesin wil gesond maak, sorg dat my diere gesond is, die persoonlike aanvaarding van persoonlike verantwoordelikheid, dat jy 'n kritiese, kragtige rol het. En jy kan hierdie rol, dames en here, net vervul met kennis. Ware, opregte kennis. Kennis sal die boosheid en die siekte uit jou uitdryf. Kennis. Kennis sal vir jou dwing om te besluit oor wat reg en verkeerd is, wat lig en wat donker is. Kennis sal vir jou die vermoë gee om jouself te respekteer, om jouself lief te hê, om te dink wat jy doen
Nie net aan jouself nie, maar ook in jou gesin, vir jou kinders, jou kleinkinders en dit wat jy vir jou diere gee. Weet julle waar begin gesondheid? Gesondheid begin by selfrespek. Ek het respek vir myself. Ek het respek vir wat ek doen aan ander. Dis waar gesondheid begin. Ek het respek vir wat ek doen aan die aarde en vir die diere om my. Hierdie ding is 'n selfsugtige ding. Jy kies. Jy moet kan ja en nee sê. Moenie stupid wees nie. Moenie 'n lamsak wees nie. Moenie 'n pateet wees nie. Wees iemand wat kies tussen reg en verkeerd, goed en kwaad. Wees iemand wat haarself eerste kies, want die oomblik wanneer jy jouself eerste kies, draai jy dit oor aan die mense vir wie jy dit die meeste omgee en kommunikeer jy dit ook. Dames en here, vele van julle, omdat julle dit nie weet nie, is die rede waarom julle man siek is. Want jy het in goedheid opgetree. Is nie rede waarom hulle nie meer in die bed iets beteken nie. En hierdie is skeef, want die Bybel wil hê jy met jou liggaam geniet. Jy moet dit geniet, wat daar in die bed aangaan. Jy moet daarvoor leef. Want wat gebeur as dit gebeur? Kan ek vir julle verduidelik? Vergeet oor wat die kerk sê en wat die kultuur sê en wat hulle sê. Biologies gebeur die volgende. Wanneer die groot oë jou tref, jou brein skei serotonien, dopamien, endorfien, nog ander kragtige hormone, baie sterker as heroïne af. 500 keer sterker. Maar elke sel in jou liggaam praat saam. Elke sel kry nuwe suurstof, nuwe voedingsstowwe, nuwe minerale, bioenermale. Elke sel kry immuunselle, B en T selle. Hy kry nuwe selle wat die oues moet vervang en elke sel druk die afvalstowwe wat daarin versamel het uit in die bloedstroom in. Verniet, gratis en nog lekker ook. Absoluut verniet, gratis en nog lekker ook. En lag daaroor want dis die waarheid. En huil daaroor as jy stupid is. Want jy doen dit in jouself om te sê, ek. Dames en here, moenie vir my sê jy is alleen nie. Raak kreatief en kry 'n plan. Dis al wat ek vir jou daaroor te sê het. Jy moet vir jouself lief wees. Hierdie stuk biologie van jou moet jy versorg. Ek het 'n skoueroperasie gehad. Nou onlangs. Maar die afgelope 2 jaar kon ek omtrent niks optel nie. Nou ek wil daarom sê, daar was 'n tyd dat ek baie goeie rugby gespeel het en ek wil daarom sê ek was in die infantry. Ek wil daarom sê ek het meer spiere as breins gehad toe ek op universiteit gehad het, want ek het gedink dis al wat 'n vrou impres is, jou spiere. Genadiglik dink ek nie meer so nie. Maar as jy nie 'n spier oefen nie, dames en here, wat gebeur met hom? Hy verswak. Nou staan ek kyk vir my, kyk daar by die fisioterapeut, en dink ek, wat het met my aangegaan? Waar is ek heen? Ek wil tog nooit weer kaal voor 'n vrou staan met hierdie paplyf van my nie. Hierdie ding. As jy nie 'n spier oefen nie, mans, dan verkalk hy. Dan aanvaar hy al hierdie kalsium en daai mikroskopiese deeltjies daaronder verkalk. Daai mitokondria roes vas. Daai vloeistowwe wat moet uitkom versteen. Daar is nie 'n pil om dit reg te maak nie. Moenie stupid wees nie.
As een ding wat dit regmaak, en dis oefening. Kry jou feite reg. Jy moet die lewe geniet. En as jy jou liggaam geniet, en jy versorg daai gedeelte van jou liggaam ook met voedingsstowwe, en met oefening, en attitude, gaan jy baie gelukkiger wees in jou lewe. En al hierdie goed waarvan ek nou praat, almal het magnesium nodig. Jy het magnesium nodig. Jy moet daai kolon skoonmaak met magnesium, is 'n sekere groep magnesium. Eenmal 'n maand. En daai magnesium absorbeer al die water in jou liggaam. En dan skei jy dit uit. En as jy dit nog nooit gedoen het nie, my eerste raad aan jou is asseblief, as jy dit nou daai dag op jou nugter maag doen, trek net 'n gown aan, moenie die deur toemaak nie, want jy mag dalk dink die dood kom jou haal, sodat as jy wil hardloop, dat jy daarom niks uit die pad uit hardloop en jouself beskadig nie. Want jy gaan dink die dood kom jou haal. Maar jy moet dit doen. Daai magnesium, en dan daai magnesium kompleks wat daar is. Dames en here, 4 tot 5 tot 6 in die aand as jy 'n man is, vrou 4 en in die oggend 2. Dan gaan jy agterkom, maar jy's baie gereeld. En elke keer wanneer jy gereeld is, dan sê jy net halleluja, jy's dankbaar. Niks wat toksies is, moet binne in jou liggaam versamel nie, en nog minder by jou as 'n vrou. Ek kan nou vir jou sê, ek kom met die Kalahari uit. My ma het altyd vir ons gesê, my kind, kyk na 'n man se maag. Elke mens is die maker van sy eie kak. En as jy dit versamel, is dit nog groter moeilikheid. Maar ek sal nou nie die ware detail van haar woorde verder met julle neem nie. Raak van dit ontslae. Want wat in jou darme is in jou bloed, en wat in jou bloed is in jou brein, en dit wat in jou brein is in jou spiere en jou weefsel. Wat gebeur met hierdie verharde darm? Hy swel op en op en op en op, en dan kry jy mikroskopiese gaatjies, en dan lek daai darmafval in jou buik in. En dit loop oor al jou organe. Al jou organe. Nou wonder jy, hoekom is jy moeg? Dit is vol inflammasie. Jou liggaam het 'n battle om hierdie inflammasie aan te spreek. En wat gaan doen jy? Dan drink jy 'n ou suikertjie. En jy drink 'n ou koekie en 'n ou teetjie en 'n ou broodjie. En al wat jy doen, is jy voed inflammasie. Kanker is 'n metabooliese siekte. Kanker ontstaan met selle wat doodgaan weens inflammasie. Kanker het suiker nodig om te floreer. Wat is suiker? Suiker. Stysel is suiker. Koolhidrate is groente is suiker. Feite. Daar's baie navorsing wat nou uitkom wat bewys dat jy kanker kan oorkom. Maar baie mense kom dit eers te laat agter, en dan gemaak hulle al hulle organe dood wat hulle nodig het om die ding te oorlewe. En dan, ek het nou vir Mary Ann in die kar gesê, daar was verlede week iemand by my, is 54 jaar oud, hy sit in 'n rolstoel. Eet en drink en medikasie. Grandpa poeiers. Nou lek die darm en die maag is opgevreet. Hoe kan ek met 'n natuurlike produk daai man gesond maak? Ek kan nie. Nou moet ek hom op 54 dwing, drasties, om sy leefstyl te verander.
Dan is die volgende argument, maar ons is arm, ons kan nie vleis bekostig nie. Jy hoef net een keer 'n dag te eet, want ons vreet ons dood. Dis die probleem. Ons vreet ons vrek. Jy hoef net een keer 'n dag te eet. In die oomblik wanneer jou liggaam in 'n ketoniese toestand in autofagie ingaan, dan val jou liggaam alles aan in jou liggaam wat nie daar hoort en hy breek dit op. Dan maak jy jouself gesond, mits jy eenmaal 'n dag eet. En as jy eiers eet en jy eet vleis en room en kaas, avou, wild, hoender, skaap, dan produseer jy nie insulien nie. En as jy nie insulien produseer nie, wat die vetmaakhormoon is, en die hormoon is wat suikersiekte en diabetes veroorsaak nie, dan kan jy nie insulienweerstandigheid of diabetes voed nie. En as jy 'n lekker vet stuk vleis hier by 4 uur, 5 uur geëet het, met vet aan, met eier, met avou en ander goed aan, dan word jy nie honger nie. As jy net jou liggaam kans gaan gee om vir 14 ure sonder kos te bly. 14 ure. Dan eet eers weer môreoggend 7 uur of 8 uur iets. Is al wat jy moet doen. Daai bietjie selfdissipline om lekker stuk vleis en vet te eet. Sout en peper, in bottergaar gemaak, in vet, in tallow. Eet! Maak vir jou 'n breedie. Eet wild, eiers by. Maar gee jou liggaam 14 ure sonder kos. Nou onthou, as jy 4 uur of 5 uur eet, 12 ure môreoggend, 5 ure, slaap 12 ure. As jy nog net 'n bietjie kan vasbyt vir 'n uur of 2. En jy drink water, net water. En daai water kan jy so klein bietjie koeksoda insit. En sout. Daai pinkie Malaya sout wat ons het, daai sout. Hervul jy die minerale. Ek sal die navorsing oor sout plaas. Want dis die bio-elektrisiteit wat jou liggaam nodig het, jou brein nodig het, om jou vrolik in die dag te maak, is eintlik eenvoudig. Baie eenvoudig. Is eintlik nie duur nie. Daai produkte wat ons hier het, wat sy hier tentoonstel, is omdat jy 30 en 40 en 50 jaar se skade opgebou het. Jy het skade aan jou liggaam veroorsaak. Jou liggaam het 'n memory, hy hou dit. Nou het jy nodig. Jy word weer 'n baba. Toe jy baba was, het jy kolostrum nodig gehad. Toe word jy nou groot. Nou word jy ouer. Jou selle sterf af. Jou funksies verstadig. Nou word jy weer 'n baba. Nou gee ons vir jou al jou minerale wat jou biologie nodig het in 'n natuurlike manier. Ons gee nie vir jou medikasie nie. Ons gee vir jou minerale in 'n natuurlike manier. En as jy daai minerale saam met die hippie shake en kameelmelk en kolostrum en kollageen, as jy daai to-go lysie, daar's 'n to-go lysie daar. Dis waarin jy investeer vir jouself 'n maand. Daai to-go lysie. Dis waarin jy investeer. Dit is wat jou op die pad gaan bring. Elke 6 weke, dan ontwurm jy. As jy stres, sorg jy dat jy meer magnesium inneem. As jy nie slaap nie, dan neem jy magnesium in. Jy sal sien onder op daai ding, daai is 'n magnesium kompleks van ons. Dames en here, jy moet meer as 1 pakkie vir jouself koop. Gedurig magnesium inneem. Lees my skrywes oor magnesium. Lees, vra die vrae op die bot. Ek wil afsluit. Ek wil regtig afsluit. En ek wil dit op julle harte en in julle verstand beklemtoon. Gesondheid begin met liefde vir jouself. Want as jy lief is vir jouself, sal jy jouself respekteer. Sal jy dink wat jy koop en doen en in jou huis aanhou. Sal jy goed betwyfel,
sal jy nie na hulle luister of die mense nie. Jy sal self ondersoek instel. Jy sal self vir my kom vra, of jy sal my agente kom vra. Jy sal die bot vra. Jy gaan net seker maak. Jy is nie uitgelewer vandag aan ander mense se planne om met jou geld te maak nie. As jy siek is, maak jy ander mense ryk. Gesondheid kos niks, sê baie mense. Word siek, dan kyk jy wat kos dit jou. So om 'n paar rand in jou gesondheid te spandeer, in kritiese komponente, in kritiese denke, in selfliefde en in selfrespek, is verniet. Is werklik waar verniet. Love yourself. En as jy na iemand anders kyk, ek wil nie jy moet vir hom preek nie, maar jy is ook die vinger. En hierdie vinger moet in liefde en in waarheid die bose verdryf. Sonder om te preek, maar met jou lewe, met jou leefstyl, met jou doen en late. Kyk na hierdie vinger van jou. Hier is hy. Staan in Lukas 11. Ek het met die vinger van God die bose uit daai man uitgedryf. Jy kan dit wyd vat. Boos is siekte, is die leuen, is bedrog, is valsheid. Is baie goed. Dis jou vinger. Kyk nou. Dis die vinger van liefde. Dis die vinger van kennis. Dis die vinger van omgee. Is die vinger van om die wêreld vir mens en dier en almal om jou 'n beter plek te maak. Ek waardeer werklik dat julle vandag hier was. Marianne, dat jy hier was. Vir jou, Christine, dat jy tyd gemaak het hieroor. Is hier 'n vraag? Jy gaan soontoe en hulle, dis 'n baie waardige proses. Dit klink net snaaks, verstaan jy, maar dis 'n baie waardige proses. Want almal van ons het so 'n gaatjie. Al lyk dit nie so nie, al dink party mense nie so nie. En hulle druk so 'n lang pypie, so diep in, baie vinnig, is 'n paar sekondes. Dan spoel hulle jou kolon uit. Jy gaan sien, daar kom sulke stringe slijm uit, daar kom baie keer wurms uit, daar kom klonte uit, mucus, ongure goed. En ek sal nog die skrywe oor die slijm in die kolon maak. En hulle spoel jou darm, jou lewer met groen koffie uit. Dan stimuleer hulle die lewer om gal te produseer, dan ontgif dit jou. Onthou net hierdie, dames en here, wanneer jy hartlywig is, dan het jy daai darm eindeloos gedruk, is net 'n enkel laag epiteelselle. Daar's senuwees, daar's nuwe selle, as bloedvate wat herstel moet word. Jy mag dalk weer dit moet opvolg. Maar onthou nou die darm van jou, jy het almal al 'n ballon opgeblaas. En as hy afblaas, is dit nou, onthou julle hierdie ballonne wat hulle die hondjies so mee maak. As hy afblaas, is hy so paparel ding. As jou kolon afblaas en hy skoon, dan moet ons hom weer voed met probiotika en met minerale. Ons moet die liggaam weer kans gee om nuwe selle in daai darm te gaan sit, sodat hy peristaltiese bewegings het. So jy mag vir 'n tweede keer en 'n derde keer teruggaan. En as jy dit vir 2-3 keer kan gaan in daai eerste maand, net jou darm kans gee om te rus. Absoluut wonderlik. In jou lewer, daai dag wat jy jou kolon skoonmaak, probeer om nie te eet nie. Drink net water. Alles kan uitkom. Dan gee jy vir jouself, met die elektrolyte en met die voeding wat ons daarna gee, weer 'n kans. En jy sal sien wat 'n ongelooflike verligting dit vir almal bring. Selfs die mense wat sê dit nie 'n probleem nie. Dis 'n ongelooflike verligting. Want al is jy nie hartlywig nie, daar sit sulke dik stukke mucus wat nie toelaat dat jy voedingsstowwe opneem nie, nog steeds binne in jou darm. Kry dit uit. Kry dit net uit. Die voordeel vir jou
Ja, en jou hele liggaam. Nog 'n vraag. Ek wil net weet, daar is soveel kruie produkte wat u gebruik in die medikasie, of kom ek sê die gesondheids. Ja. Die to-go lysie. Ja, nee, ek hoor. Maar hoe vind u kweking dan plaas om kruie te maak? Mevrou, ek kry my krye oralste in die wêreld, maar dit het 'n COA. Dit moet 2 laboratoriums se sertifikate hê dat dit natuurlik geproduseer is. OK. Nog 'n vraag iewerste? Ek sal daar in die hoek sit en dan kan julle maar met my kom praat as julle wil. Dankie hoor, baie dankie.